Dit mag dalk sleg wees vir Afrika om soveel hulp te ontvang. Maar Orania was nog nie tevrede nie. En ek bedoel nie skep soos wat die ANC op die op die soustrein skep nie. Ek bedoel skepping. Juist hierso is vir my 'n baie interessante vergelyking wat hierdie studie maak. En dit moet mens besef. Mens werk nog met uitdagings, maar 'n navorser uit Swede het byna 2 maande in Orania kom bly om navorsing te doen oor stads- en streeksbeplanning in 'n Afrikaner gemeenskap in Suid-Afrika, in Afrika, eintlik in 'n area wat baie hulp van ander lande af ontvang. Hy vra die vraag, hoe kan 'n gemeenskap self ontwikkel sonder hierdie tipe hulp van buite? Saam met my in die ateljee is Joos Strydom van die Orania beweging wat ook vir Erasmus hier in Orania ontvang het en ons gaan 'n bietjie van sy bevindinge bespreek. Frans, dankie. Dit is 'n heerlike geleentheid om te gesels, om 'n bietjie 'n oog van buite te kry op Orania, 'n perspektief, akademiese navorsing wat vir ons sê, is ons op die regte pad? Is dit wat ons doen die regte besluite en die regte skuwe vir ekonomiese en politiese ontwikkeling van ons gemeenskap? Natuurlik objektief, dit is 'n tesis geskryf deur Erasmus Gunnery en ingedien by sy universiteit en gepubliseer intussen. So 'n baie opwindende studie om in te delf. Nou juist ons luisteraars in Orania luister op Radio Orania en Erasmus sit heel waarskynlik in Swede en luister na hierdie gesprek, maar van waar af kyk jy, van waar af luister jy as jy nie op Radio Orania aangeskakel is nie? Laat weet ons gerus in die kommentaar hieronder, dis vir my altyd interessant om te sien. Nou goed, die 3 groot vrae van hierdie studie het Erasmus gestel. Hoe het Orania ontstaan en waarom bestaan dit? Hoe word stadsbeplanning in Orania gedoen? Watter strategieë met betrekking tot stadsbeplanning het Orania aangeneem om 'n meer volhoubare en selfstandige stad te word? En dan sy grootste bevinding. Orania het ten spyte daarvan om geen belastinggeld, geen subsidie, geen finansiële befondsing van die regering af te ontvang nie, dit steeds reg gekry om self te ontwikkel. Jy stem mee saam dat dit die grootste bevinding van hierdie studie is? Frans, ek wil een klein verandering maak, en dis om te sê, en nog steeds ontwikkel. Orania is nie 'n voltooide projek nie. Orania is 'n projek wat besig is, en ek dink Erasmus kon vanuit sy akademiese perspektief dit sien, dat ons besig is om te ontwikkel, en dat ons sekere vlae vir onsself op die horison geplant het, waarheen ons wil vorder. Nou, jy het in die begin iets gesê, Frans, en dit is dat Erasmus kyk natuurlik vanuit 'n groter prentjie analise. Hierdie navorsing, opwindende navorsing, is ook voor dit in zoom, in fokus op Orania spesifiek, kyk dit na die groter prentjie, en jy het verwys na Sub-Sahara Afrika. Erasmus' argument is vroeg al in die abstrakt op die opsomming van die studie, is dat Sub-Sahara Afrika een van die armste gebiede in die hele wêreld is, wat BBP en BBP per capita betref en ekonomiese groei tendense. Nou sê hy stel eintlik die vraag, of hy insinueer so 'n bietjie die vraag, is die Weste se bystand en finansiële hulp wat hulle verleen aan Afrika, is dit voordelig of nadelig? So hy sê, daar word hewig op eksterne steun, eksterne hulpbronne en humanitêre hulp gesteun in Afrika, en hy verwys na navorsing wat sê, dit mag dalk sleg wees vir Afrika om soveel hulp te ontvang, want dit kortwiek en potjie ontwikkeling, industrialisering. Daar's duidelike akademiese bewyse dat industrialisering ongedaan gemaak word of ontmoedig word deur die hoeveelheid buitelandse hulp wat Afrika ontvang. En dan wil hy Orania amper opstel in kontras hiertoe, omdat ons op plaaslike owerheidsvlak nie belasting geld wat ons betaal, wat uit die gemeenskap uitvloei, van die staat af terug ontvang nie. En dan sê hy, as hy daai bril opsit van hierdie gemeenskap wat vergeet nou eers 'n bietjie van kultuur, vergeet nou eers 'n bietjie van Afrikaners, vergeet bietjie van geloof en kyk net na hierdie verskil in strategie tussen wat Sub-Sahara Afrika doen en wat Orania droom om te doen en besig is om te doen. En wat is die ekonomiese en politiese gevolge daarvan? Wel, ekonomies en polities, maar kom ons kyk ook na die konteks van die omgewing. Ek sien baie keer van hierdie advertensies oor finansiële hulp aan Afrika, verwys baie spesifiek na die woestynareas in Afrika, waar mense sukkel met toegang tot water en ander natuurlike hulpbronne. Maar dan hoor jy die verhaal van Orania, waar 'n groepie Afrikaners 'n semi-woestynarea geïdentifiseer het om by te ontwikkel, en die studie verwys ook baie pertinent daarna. Wat Erasmus se gevolgtrekking egter is dat daar meer geleenthede vir die ontwikkelaars van Orania in hierdie semi-woestynarea was,
as wat dit noodwendig nadelig was vir die dorp. Nou stem jy saam met hierdie gevolgtrekking? Ja, ek stem saam Frans, hy verwys spesifiek die gemeenskap wat gevestig is in die middel van die Karoo semi-woestyn. En langs die Oranje rivier. So daar het jy so 'n bietjie van 'n kontras, jy het droogte en water en dis natuurlik wat die stigters van Orania baie pertinent kon identifiseer. Dit beteken is 'n demografiese gat. Hier woon nie baie mense nie. Hier's nie regtig stamme wat histories aanspraak maak op hierdie stuk van die land nie. Dis droog, maar jy het die ontwikkelingspotensiaal van die Oranje rivier projek wat die Oranje rivier standhoudend gemaak het. So hier is potensiaal om te ontwikkel. Tans moeilik, maar met die oog op toekomstige ontwikkeling ongelooflike potensiaal. En dan verwys hy binne hierdie hele kwessie van die ligging van Orania, verwys hy baie pertinent natuurlik volgens sy tema, volgens sy studie na stads- en streeksbeplanning ook verder. En hoe krities dit is om in ons weeromstandighede te belê in die regte stads- en streeksbeplanning. Nou eers kom ons gesels prakties. Vir my klink dit byna vreemd om te sê dat jy weet, minder finansiële hulp en ekstra befondsing van buite beteken moeiliker ontwikkeling, maar dan het die studie ook 'n baie pertinente verwysing na Orania se strategie. En buiten daarvoor, ek seker ons kykers ken al Orania se 3 kernbeginsels: eie grond, eie arbeid, eie instellings. Rasmus verwys na hierdie 3 nie noodwendig as net beginsels nie, maar as stukke gereedskap wat Orania aanwend tot die uitbouing van 'n selffunksionerende gemeenskap. Hy beskryf dit dus byna akademies as 'n stukke gereedskap wat ander gemeenskappe ook moontlik kan gebruik. So hoe gebruik Orania hierdie 3 beginsels en dan wat is van die ander strategieë wat Rasmus beskryf? Dis baie interessant as mens nou na hierdie stuk kyk. Na die navorsing soos wat dit hier in die teses uitgespel word, dan het hy 'n afdeling strategie en hy verwys hier na 'n fondasie vir groei en daar ontwikkeling. Hy verwys spesifiek na die Orania Ontwikkelingsmaatskappy wat bottelnekke wat ekonomiese groei terughou oopbreek. Baie belangrik. Orania se instellings, kom ons sê nou maar Orania se bestuursinstellings wat nou sê nou maar sal wees Orania Aandeleblok, Orania Ontwikkelingsmaatskappy is 'n privaat instelling maar met 'n gemeenskaplike doel. Orania Beweging het 'n sekere invalshoek om te help met goed wat nodig is, maar hy sê hierdie instellings probeer nie ekonomiese groei self doen nie. Want dit is die fout wat mens baie maklik maak om te dink hier's ander mense wat verantwoordelik is vir ekonomiese groei, nie die entrepreneur is. En dan verwys hy hierdie instellings, hy verwys spesifiek na die ontwikkelingsmaatskappy, is besig om net 'n fondasie te lê waarop entrepreneurs kan kom en ekonomiese groei help fasiliteer. Weer sterk in kontras met die idee van mense wat wag vir hulp teenoor Orania wat 'n fondasie lê sodat ekonomiese instellings, entrepreneurs, besighede, maatskappye daarop kan kom bou. En dan verwys hy ook na die befondsing wat daardeur kom en so aan. Nou Frans, dis nie egter nie waar hy stop nie. Jy het nou gevra strategieë. Orania het natuurlik 'n strategie, maar binne-in lê daar strategieë. Die tweede ding wat hy identifiseer is natuurlik energieonafhanklikheid. Wel, energieonafhanklikheid baie belangrik binne in die Suid-Afrikaanse konteks. Jy het nou gepraat oor bottelnekke, elektrisiteit wat vir baie entrepreneurs in Suid-Afrika 'n ekonomiese bottelnek is, want as dit nie afgesit word nie, dan word dit al hoe duurder. Hierdie is een van die bottelnekke wat Orania al reeds begin aanspreek het deur Orasol, Orania se eie sonplaas, wat saam met onafhanklike kragvoorsieners, mense wat hulle eie sonpanele op hulle dakke en op hulle besighede sit, is Orania al meer as 40% elektrisiteitsonafhanklik. Nou wil ek vir Rasmus in sy studie aanhaal, wat hy daardie beskrywing gee en dan sê hy, maar Orania was nog nie tevrede nie. En dan begin hy bespreek oor die moontlikheid om krag in die toekoms te kan uitvoer na miskien buurdorpe of miskien Eskom of miskien ander plekke in die omgewing, dat Orania daardie krag hier kan genereer en dan uitvoer. Nou my vraag is dan, hoe kan 'n mens binne in hierdie konteks van, jy weet, Orania wat staan, wat gevestig is in 'n omgewing waar baie finansiële hulp van buite af ontvang word, dat Orania se mikpunt dan uitvoere is? Hoe kan dit wees? Inderdaad Frans, jy verwys na daai omgewing, dis nou Sub-Sahara Afrika, is 'n reusagtige groot omgewing. Ja. Maar dit is tipe van die tendens. Nou die kruks van ekonomiese groei, van welvaart. Jy moet iets produseer. As jy nie iets produseer nie, skep jy nie welvaart nie. Jy is afhanklik van iemand anders. En dit is maar iets wat al hierdie sosialiste en kommuniste en ouens kan onthou. Thatcher het gesê, jy weet, is lekker om 'n sosialist te wees tot ander mense se geld opraak. En dis presies die punt. As jy nie skep nie. En ek bedoel nie skep soos wat die ANC op die jy weet op die soustrein skep nie. Ek bedoel skepping, te vervaardig, te produseer. As jy dit nie reg kry om te produseer nie,
kan jy nie ekonomies groei nie. Jy kan ander mense se die vrug van hulle arbeid kan jy pluk en jy kan dit vir jou vat, of jy dit nou met 'n geweer doen of jy dit nou met beleid doen, maak nie saak nie, jy vat ander mense se goed. Maar wanneer jy begin skep, kan jy begin verkoop. Nou by die huis kan jy 'n tafel maak of jy kan wat ook al, enigiets maak, 'n knipmes en jy kan hom aan iemand anders verkoop. Maar as ons makro daarna kyk en ons kyk na hoe lande, volke se ekonomie oorleef, dan moet jy as volk skepend wees. En as jy skepend is, dan raak daai verkoop iets met die naam uitvoere. Rasmus identifiseer baie akkuraat en korrek dat daai verkope, daai uitvoere kan 'n produk wees, maar dit kan ook 'n diens wees. In die geval van Suid-Afrika is daar 2 redes om energie te skep. Ons kry die regte goed in om die son, wat 'n reuse hulpbron hier by ons is, te omskep in energie. En energie is 'n skaars kommoditeit in Suid-Afrika. Hoe weet ons dit? Ons weet dit want ons is van 2008 of 2010, wanneer die erge beerdkrag begin is, ons in beerdkrag en ons het hierdie onbetroubare nasionale kragnetwerk, intussen het privaat opwekking reg oor die land, met baie omsetters en baie sonpanele dit begin oorneem. Maar ons sit nog steeds in 'n land met 'n onstabiele energienetwerk. Orania kan nie bekostig om afhanklik te wees voltyds van die Suid-Afrikaanse energienetwerk nie. Vir ons was 'n tweede ding, en dit is, en hy verwys baie spesifiek, Orania wants to expand the generation of electricity to become completely energy independent and at the same time drive down prices, seeing the opportunity to become an exporter. Goed, so daar is eintlik 3 goed. 1 is onafhanklikheid, energie-onafhanklikheid. 2, en hy sê dit net so tussen 2 kommas asof dit 'n kleinigheid is, to drive down prices. Goedkoop energie is kardinaal vir ekonomiese groei. As jy goedkoop energie het, kan jy ekonomies groei. Entrepreneurs kan meer energie omskakel in produktiwiteit, wat noodwendig na uitvoere lei. Dis die tweede ding. Die derde ding is om uit te voer. Ons het die sonkrag, ons het die kapasiteit, ons het die ingenieurs, natuurlik nog op 'n klein vlak, soos ek sê, Orania is nie 'n reusagtige plaaslike owerheid nie, maar ons het kundiges, en in plaas daarvan dat ons geld inkry in finansiële hulpverlening, liefdadigheid en daai tipe van goeders, kry ons beleggersgeld in en ons tree produktief daarmee op en gee 'n wins vir hulle terug terwyl ons eie kragnetwerk groei. Nou kan ons aan die res van Suid-Afrika begin krag verkoop. Ons doen reeds op 'n klein skaal en dit het Rasmus geïdentifiseer as 'n drywer van ekonomiese groei. Dit is dus baie verskillend van befondsing van buite teenoor belegging en jy weet terugverdienste op daardie befondsing. Juist hierso is vir my 'n baie interessante vergelyking wat hierdie studie maak. Die studie verwys keer op keer na Elinor Ostrom, 'n Nobelpryswenner vir ekonomie, se teorie dat 'n gemeenskap homself beter bestuur wanneer hy onafhanklik van buite bestuur is. Dit is my baie interessant om dit te gesien het, want dit is in essensie desentralisering. Nou, Rasmus of hierdie studie vind dan dat Orania miskien vir alle praktiese redes 'n verwesenliking van hierdie teorie is. Is dit ook jou bevinding? Baie interessant vir ons dat Rasmus spesifiek daarna verwys dat Elinor Ostrom die Nobelprys gewen het vir ekonomie. Nie vir politiek nie vir selfbeskikking, jy weet, sulke lyne wat bekend is aan Afrikaners nie. Ja. Maar vir ekonomie. So haar argument, en ek is nie 'n kenner op haar studies of op haar Nobelprys nie, ek sien maar die verwysings hier in die bronteks. Haar teorie is dat jy ekonomies beter af is as daar plaaslike beheer oor instellings is en dat daar plaaslike selfbeskikking is. Jy's ekonomies beter af. 'n Baie sterk argument vir Orania en sy instellingsgedrewe 'n plaaslike selfbeskikking, soos wat dit groei na meer toe. Jy weet, ons doel is natuurlik vryheid. Maar soos wat dit groei, is dit nie net vir ons polities voordelig nie, dit is vir ons ook baie pertinent ekonomies voordelig om met plaaslike instellings ons eie toekoms te bestuur. Juist, kom ons som net gou weer vinnig op. Rasmus uit Swede kom bly in Orania vir byna 2 maande en hy doen sy studie oor ontwikkeling van wat mense stedelike ontwikkeling, stedelike en streeksontwikkeling. Hierdie is 'n akademiese stuk, dit is 'n akademiese studie. Dit is 'n persoon wat geen aandeel aan Orania het nie, dit is 'n persoon wat beide van ons ontmoet het toe hy aangekom het en nou het ons bietjie gesels oor die bevindinge en die gevolgtrekkings. As iemand wat nog nooit Orania besoek het en deur hierdie studie sou lees, dink jy hy sal Orania beter verstaan? Frans, ek dink hierdie is 'n objektiewe oog van buite.
om die waarheid te sê, ons raak so gewoond aan baie van die goed wat ons hier doen, dat mens amper vergeet, wil ek sê, waarmee mens besig is. Jy fokus op die individuele aspekte van 'n groter projek, en dan kry jy hierdie objektiewe akademiese oog wat 'n tesis hieroor skryf, en net goed wat mens eintlik weet, weer net neerpen, daai penne vaslaan. En dit is dink ek wat Rasmus doen. Sy tesis is aflaaibaar op die internet, ons kan die skakel ook beskikbaar stel, indien daar van ons ondersteuners is wat belangstel. Maar ek dink daar is definitief waardevolle inligting, en omdat dit as 'n akademiese stuk geskryf is daar 'n groter prentjie, jy weet, wat mens definitief kan verstaan. Hy verwys na energie-onafhanklikheidsstrategieë, stads- en streeksbeplanning strategieë, hy verwys na iets wat hy noem green development and cleanliness, as ek reg onthou, hoe ons in ons omgewing leef en ontwikkel, en dan verwys hy baie sterk ook na opleiding. En dit is goed wat vir 'n persoon wat van Orania nie baie weet nie, baie inligting eintlik verskaf oor die gemeenskap. Ja, dis heeltemal waar wat jy sê, Joost, ons het nou baie vinnig deur hierdie studie gewerk, maar dit is eintlik 'n lywige dokument. Wat vir my wel interessant is en uitstaan is die feit dat Erasmus uit Swede uit die eerste wêreld land uitkom om hier in Suid-Afrika en dan spesifiek in Orania sy studie te kom doen. En dan het die studie ook die uitgangspunt dat Orania baie byna soos 'n eksperiment, daar kan uit Orania geleer word, nie net in gemeenskappe in Suid-Afrika nie, maar vir gemeenskappe oor die wêreld. So stem jy saam met daardie uitgangspunt? En ek hoop so, dit sal 'n pluimpie of 'n veer in ons hoed wees en 'n klop op ons skouer vir ons. Daarmee moet mens nie die illusie skep dat Orania perfek is nie en dat alles net 100% van die tyd 100% werk nie. Ons het ons uitdagings, ons is mense, ons is op aarde en nie in die hemel nie. En dit moet mens besef. Mens werk nog met uitdagings, maar beide op 'n teoretiese en op 'n praktiese vlak maak hierdie navorser dit baie duidelik, waar is daar te leer uit Orania, waar moet ons nog verbeter, maar wat is geleenthede wat ander gemeenskappe kan opneem en kan gebruik, en dit is vir my nogal lekker en inspirerend om te sien. Ja, as ek sê vir jou baie dankie, soos jy gesê het, vir die wat aan belangstel kan hierdie skakel voor beskikbaar gestel word, as jy graag self hierdie studie wil gaan lees. Dit was 'n baie vinnige oorsig oor die verskillende strategieë en die bevindinge van die studie. En dit is my interessant dat Orania in sy ontwikkeling oor 35 jaar, buite nou vir die aandag wat dit uit die media uitlok, al meer as een geleentheid ook navorsers gelok het om te kom sien wat hier aangaan. So dit is baie interessant, Frans, en nou die groot risiko wat mense natuurlik loop is, as daar nou 'n volgende keer 'n navorser kom wat interessante perspektiewe op Orania het, hulle die risiko om dit mis te loop. Ja. Dis nou natuurlik tensy jy onthou om in te teken, te subscribe op ons kanaal, druk die klokkie, dat jy die kennisgewing kry as ons 'n video oplaai, en dan as jy kan vasbyt met my en Frans se perspektiewe op dinge, dan kan julle dalk volgende keer as al interessante nuus uit Orania is eerste wees om te weet. Dit is lekker om met julle, ons kykers en met ons luisteraars te kommunikeer. Laat weet ons gerus waar in Orania stel jy belang, waarvan sal jy meer wil weet. Ons antwoord graag al jou vrae in die kommentaar hieronder. Joos, ek sê vir jou baie dankie vir hierdie gesprek en ons nooi graag enigiemand uit wat nog die Orania besoek het nie vir 'n gratis toer hier by die Orania beweging. Ons vat jou deur Orania en wys jou wat in ons gemeenskap aangaan.